Baie welkom by Sian Collective In Focus podcast. In Focus is 'n aanlyn geselsprogram waar Christelike leerstellings, oorleweringe en tradisies geweeg word teenoor die woord van God. Die dag van die Here bring 'n openbaringsboodskap wat die identiteit van Jesus Christus aan ons bekend maak, met 'n nuwe insig oor wie ons is as nuwe skepsels. Kom luister gerus na die goeie nuus van Christus in ons, die hoop tot God se heerlikheid. Goeienaand dames en here, baie welkom by In Focus. Dit is so lekker om julle saam met ons hierso te hê. Wat 'n ongelooflike platform om die diepere dinge van die Here te kan bespreek en te kan ondersoek en te kan leer. Dit is die parels wat die Here met ons deel en ons moenie deur ons oorleweringe en tradisies sommer net op hierdie parels trap en oor dit loop nie. Maar ons moet regtig die Here tyd gee dat hierdie water uit die hemel uit die grond kan deurdrink en nat maak, soos wat ons die reën hier so buite hoor vanaand in Pretoria. So baie welkom en dit is vir ons 'n voorreg dat julle inskakel en saam met ons luister. Hier saam met my twee gaste, Zandrey Strydom, visieleier van Siam Collective, baie welkom hierso. Goeienaand. Ja, en Niels Labeskagni, baie welkom. Lekker altyd. Ja, dis lekker om julle hierso te hê. Ons vorige sessie en ek sal julle aanmoedig om in te skakel en as julle van die vorige sessies nie gekyk het nie of is die eerste keer wat julle van In Focus hoor, gaan so 'n bietjie terug in die sessies en gaan vang hulle op. Ons vorige sessie het ons fantastiese aand gehad waar ons gepraat het oor die doel van wedergeboorte vir God. Ons het altyd as kerk wedergeboorte oor onsself gemaak en ons het wat sal wedergeboorte vir my doen en wat beteken dit vir my? Maar van die begin af, voor ons nog wedergeboorte verstaan het God 'n plan gehad en ons moet onsself weer align met die plan van God en waarvoor is daai wedergeboorte? So vanaand spring ons weg met 'n nuwe reeks wat in 5 dele opgedeel gaan word en ons doen deel 1 vanaand, maar die hoofopskrif vanaand wat ons gaan praat oor is die eerste dinge aangaande Christus. En ek dink dit kom uit ons gesprek uit van wedergeboorte en ek weet dis iets wat al baie lank in Zandrey se hart brand en ek gaan hom sommer vinnig deel maak van hierdie gesprek as inleiding sodat ons kan verstaan waaroor hierdie volgende paar weke gaan. Zandrey, hoekom die eerste dinge aangaande Christus? Jake, ek dink jy sê dit mooi. En ek wil dalk net so 'n klein recap weer uit laaste sessie uithaal. Ek dink dit is so belangrik vir ons as kerk om te verstaan dat toe ons wedergebore, toe ons glo in die werk van die Here Jesus Christus, toe ons met ons mond bely dat die Here Jesus Christus, die oomblik dat wanneer ons met ons mond bely dat Jesus Christus die Here is, en ons glo met ons hart dat God hom uit die dood uit opgewek het, dan gebeur daar iets met ons. Ja. Ons word weergebore. Ons gaan deur die werk van die kruis. Ons het nou 'n Paasfees gevier en ek dink as kerk is ons goed bewus, alle kerke, van konservatiewe kerke tot charismatiese kerke goed bewus oor dat Paasfees vir ons die verskriklike groot verhaal uitbeeld van die groot geskenk wat God openbaar tussen die dood van die Here Jesus Christus en dan sy opstanding. Die opstanding, ja. Maar wat die Passover so groot maak is dat toe Jesus Christus daai prys betaal en hy werk doen, toe gebeur daar 'n Passover, 'n crossover. Ja. Die kruis is eintlik 'n crossover, 'n Passover waar toe in ons geloof en waardeur hy gegaan het en wat hy gedoen het, dan gebeur daar iets met ons in wedergeboorte. Ons gaan dood, as een gesterf het almal gesterf, so sy dood maak ons dood in Adam. En sy opstanding maak ons lewendig in Christus. Ja. En hierdie is baie belangrik vir ons om te verstaan, dat wedergeboorte beteken ek kry 'n nuwe lewe in Christus. Ja. En die oomblik en ek dink dis wat die laaste sessie oor gegaan het. Dit het eintlik vir ons die platform gedek vir ons om hierdie 5 reeks of 5 episode reeks te hê oor die eerste dinge aangaande Christus, maar vir baie lank het ons geglo ons word wedergeboorte vir ons doel. En vir ons redes en vir ons begeertes en vir ons, maar eintlik word ons weergebore om weer deel te kan hê aan God se doel. God het 'n doel met mensdom om 'n werk te doen tussen die hemel en die aarde, of soos dit is in die hemel is so ook in die aarde. So ons moet heel eers te verstaan, ons word nie gered nie, ons word weergebore. So dis die manier hoe God ons red. Ja. Wedergeboorte. Tweede ding wat ons moet verstaan is, ons word wedergebore in Christus. Ons is nie meer in Adam nie. Alhoewel ons soms nog foute maak of ons 'n vleeslike lewe leef ons dit as gevolg van
ou gedagtes of ou verwysingsraamwerk of ou gewoontes, maar ons is weergebore nadat ons gecrossover het of gepassover het van Adam uit, oorgebring is, geskik gemaak is en lewend gemaak word in Christus. So ons word weergebore vir God se doel. Ons word weergebore in Christus. En dan wat baie belangrik is vir ons om te verstaan, omdat ons nou leef vir God se doel, is dit baie belangrik om te weet dat die maatstaf nou vir ons wat weergebore is waarheid. En waarheid kry sy krag. So vir ons om akkuraat te leef vir God se doel, moet ons opgerig word in waarheid. En waarheid kry sy krag in definisie en konteks. Die vyand kom baie keer in 'n onderskep die kerk, net nadat ons weergebore word, en hy sit ander definisie en ander konteks in ons, so ons vorm ander waarhede. En nou sit ons in 'n spektrum, 'n pendulum, tussen konservatiewe kerk en charismatiese kerk, erg konservatiewe kerk wat baie Rooms-Katolieke agtergrond het, en erg charismatiese kerk wat soms okkultiese dinge in het. So, ons sit op hierdie spektrum van baie konservatief en erg charismaties. En dis net konteks en definisie. En wat dit onderskei van mekaar is definisie en konteks. So al hierdie mense dink hulle sit met waarheid, terwyl ons as kerk eintlik weer moet terugkom na die boek van die regverdige, sy Grieks en sy Hebreëus, want dis die tale waarin die Bybel geskryf is. Die Ou Testament is geskryf in Hebreëus, Nuwe Testament is geskryf in Grieks. En dis die enigste twee tale, dit is twee tale met numeriese waarde, so woordjies bou op woordjies, is amper soos Lego, bou sekere blokkies, bou groter blokkies, bou groter blokkies. Maar die vyand kom onderskep ons by wedergeboorte. Hy vat nie ons verloor nie ons redding, of die feit dat ons nou deel is, of weergebore is uit God se saad nie, maar al hierdie verskillende opvoedings bring verskillende definisie en konteks, en dit skep verskillende waarheid. En soos die ou gesegde altyd gaan, nothing goes wrong, it starts wrong. As die eerste dinge aangaande Christus verkeerd gelê word, dan hak ons daar vas, en ons vind onsself baie keer in denominasies wat daai dinge vir ons oor en oor wil gee, in steede van dat ons dit eens en vir altyd volkome vasmaak, en dan soos die Bybel sê, kom ons beweeg dan aan na volmaaktheid, of let us move on to perfection. En ek wil volwassenheid. Volwassen, ons moet volwassen word, want ek meen as ons hierdie doel het, om weer vir God se plan te leef, dan wil God deur sy gees, ons so vinnig as moontlik volwasse maak, om tussen die hemelse dimensie en die aardse dimensie ons rol te kan inneem. Soos God heerskappy uit die hemel uitvoer, en ons as seuns van God heerskappy in die aarde voer, wil God hierdie twee werke, of hierdie twee dimensies met mekaar belyn. Hy wil dit align. So ons moet volgens waarheid opgerig word. En ek wil graag vir ons hierdie skrifgie net lees, Jake, in Hebreërs 5. Dan sê hy sê, Jesus is aangestel volgens die orde van Melchisedek, en volgens hierdie orde moet ons geleer word, waaroor die predikant baie te sê het, maar die kerk het traag geword om te hoor. Hy gaan nou hulle eers weer help met die eerste dinge aangaande Christus, die melkkos, die dinge van geregtigheid, voor hy vir hulle die vaste dinge kan leer. En dan skryf hy hierso, hy sê, hoofstuk 6, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondamente te lê van bekering uit dooie werke, en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging, en van die opstanding van die dode en die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat. So ons kan sien dat daar is eerste dinge aangaande Christus, waar ons baie keer vashak, en dan kom onderskep die duiwel ons. En omdat ons dan nie volwasse word nie, kan God se doel of sy droom nie regtig aan ons opstaan in dieselfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het, ons ook laat opstaan in daai volmaaktheid van die kruis nie. Dit is eintlik baie waar wat jy sê, want die maklikste om te verdeel is wanneer ons wedergeboorte, as ek dit oor myself maak, wedergeboorte beteken dit vir my. Wedergeboorte beteken dit vir jou. Wedergeboorte beteken dit vir jou. Maar niemand, al ons kan een word as ons sê, wat beteken wedergeboorte vir God, en ons is line onsself weer daarmee. En dis die eerste beginsels van Christus. Ons moet God se plan met Christus, en hoekom hy Jesus gestuur het om 'n spesifieke werk te doen, moet ons verstaan, en ons moet onsself align met dit.
Dis ons eerste beginsels. Ek dink jy het vanoggend in een van die sessies het mooi gesê, wat is die belangrikste ding om te weet van die eerste beginsels? Dis eerste. Ja, Ons kan nie eerste tweede dinge en kom derde eerste. dinge eerste maak. Daar's- Eerste dinge kom eerste. Ja. En dis belangrik vir ons en daarom het ons hierdie sessie vanaand om weer die eerste dinge eerste te sê. Ja, ek dink jy sê dit Ja. mooi. Ek dink wedergeboorte is iets wat God ingestel het. Toe Dis God sy idee. toe God die mensdom red, toe red hy nie die mense en vat almal hemel toe nie. Anders sal mense elke keer as hulle weergebore word of gered word in die kerk deurdat hulle die sondebelydenis doen, hemel toe gaan. As Ja. dit die doelwit was. Maar die manier hoe God red, is hy red deur om vir jou 'n nuwe lewe te gee. Hy red jou om jou wedergeboorte te gee in 'n nuwe saad wat sonder sonde is. Ja. Die saad is Christus. En omdat Jesus Christus daai werk eerste gedoen het, kry ons die voorreg om uit daai saad uit weergebore te word. God het dit ontwerp. Ons het dit nie ontwerp nie. So dis belangrik dat ons nie vanuit ons stikkende agtergrond of minderwaardigheidsagtergrond of sondige agtergrond na wedergeboorte of redding moet kyk nie, want dan kyk ons soos ons is stikkend en ons word gered en ons is stikkend en ons word gered, terwyl God eens en vir altyd volkome 'n prys betaal het aan die kruis om nie vir ons net redding te gee nie, maar wedergeboorte. Ja. So God gee vir ons wedergeboorte, maar dan red hy sy plan. En Ja. in die feit dat ons wedergeboorte kry, red hy eintlik sy plan, want hy is die ontwerper daarvan. Ja. Hy het dit ontwerp, so ons moet uitvind wat gebeur met ons Ja. by wedergeboorte. En dit het ons so mooi bespreek in ons vorige sessie vir ons kykers om net weer Daar's te hy. gaan kyk. Neil, so ons gaan nou ek gaan jou nou inbring hierso. Ons gaan nou die eerste dinge aangaande Christus in 5 dele opdeel. Hier is nou deel 1 wat se titel of subtitel dan is verwantskap en verhouding. Wat is die verskil tussen die twee woorde? Ja, dis twee woorde wat baie belangrik is om te verstaan vanuit wedergeboorte. Want by wedergeboorte beteken ek word nou uit God se onverganklike saad namens die ewige woord word ek nou gebore. Dit beteken dit wat ek nou is het nie bestaan nie. Dit beteken God het nou my vader geword. Ja. Dit is verwantskap. Verwantskap beteken ek is verwant tot God as seun tot vader. Ja, baie mooi gesê. Verwantskap kan nooit ophou bestaan nie. Behalwe as dit kom by dood. Geestelik as jy dood gaan nie, is jy onverganklike saad. Onverganklike God. saad, ja. So geestelik kan ek nie dood gaan nie. Ja. Ons gaan later meer daaroor praat. Maar verwantskap, my seun is altyd my seun. Of hy my stout seun is en of hy my soet seun is, hy's my seun. Ja. Want ons is verwant. Verhouding is iets waaraan ons moet werk. Ja. My seun kan in verhouding met my wees of uit verhouding met my wees. Dit is iets waaraan ons moet werk. Maar ek skets altyd hierdie erge situasie net om ons te help. My seun kan in 'n vreemde land gaan bly. Hy kan sy naam en sy van gaan verander as daar nou iets tussen my en hom ontstaan het en hy is nou kwaad vir sy pa. Hy kan in 'n vreemde land gebly, sy naam en van verander. Hy bly my seun want hy's net gebore. Ja. Die verhouding is versteur. Maar hy bly my seun. Ja. En dit is verskriklik belangrik om hierdie te verstaan want in die kerk waarin ek groot geword het, het ons nie die openbaring gehad van hierdie goed nie. So dit het beteken wanneer ek sukkel in my verhouding met die Here en ek het 'n paar foute gemaak en ek is bietjie uit verhouding met die Here, dan was ek vertel ek is nie meer 'n kind van God Ja, nie. jy's nie meer verwant aan Ek is nie meer verwant nie. Ja. En dit het baie te doen met jou geestelike groei. Want elke liewe keer met die evangelie diens, dan Moet jy weer jou ek word weer verwantskap ek maak weer my verwantskap en ek is weer in my Ja. verwantskap. Met 'n ander woord, ek groei nooit in my verhouding nie. Ja. En daarom is hierdie gesprek belangrik want sien jy Baie hoe belangrik. onderskep die duiwel jou dan? Dis Hy onderskep jou met verkeerde definisie en konteks. So kom ons veronderstel jy verstaan nie wedergeboorte nie. Ja. Kom ons dink jy glo net in redding. Kom ons glo jy verstaan nie die woorde verwantskap en verhouding nie, dan gaan jy ook nie verstaan heiligheid of geregtigheid en heiligmaking nie. Reg. So ons kan nou 'n bietjie daaroor praat want ek weet dis nou die volgende gedeelte waarna Niels toe gaan. Maar ek wil hê jy moet nou sien as gevolg van 'n beperkte kennis van definisie en konteks. As jy net glo redding en jy is nie in 'n mooi verhouding dalk met God nie, bevraagteken jy sommer jou verwantskap, Ja. jou wedergeboorte, Ja. die feit dat jy gered is. En daarom bestaan daar kwessies in die kerk soos eenmal gered, altyd gered.
jy weet ons Ja, fight ons- in die ons kerk. veg oor dit, ja. Ons veg oor as jy een keer gered is jy altyd gered. Natuurlik as jy een keer gered is, As wedergebore redder God se manier van redding is. natuurlik as jy een keer gered is jy altyd gered, omdat jou redding is wedergeboorte. Geboorte, ja. Jy's eens en vir altyd volkome verwant met God. Ja. Waaroor ons moet praat dan is verhouding, want partykeer deur dom aksies of stout of verkeerde oordeel of simpel besluite, val jy uit verhouding uit met God. Ja. Maar jy Maar dit kan nie val uit nie verwantskap Ja. uitval nie. Dis juist dat jy vir altyd verwant is, dat jy kan terugkeer tot God. Ja. Jy verstaan, so soms kan 'n mens backslide in jou verhouding met God. Maar jy kan nie backslide in jou verwantskap met God nie, Ja. want jou gees is weer gebore. En Jy's jy- weer gebore uit die onverganklike saad. Julle het dit nou so mooi gesê, nee. Onverganklik beteken kan nie doodgaan nie. Vergaan nie. Dit kan nie vergaan nie, ja. So en as jy nie hierdie konsep verstaan nie, Jake, Ja. as jy nie verstaan dat ek is nou verwant tot God. Jesus sê dit eintlik baie radikaal in Johannes 10. Almal tot wie die woord van God gekom het, nou ons word weergebore uit die woord van God, Ja. nê. Almal tot wie die woord gekom het en jy sê ek glo en jy word weergebore. Noem God dus gode. En wat daar geskrywe staan kan nie verander word nie. Jy sien die mens is die beeld en die gelykenis van God. Toe ons val, dis ons nie meer die beeld en die gelykenis van God nie. Ons het in ons gees dood gegaan. God gee nou vir ons wedergeboorte. Nou is ons in ons geesmens weer God se beeld en sy gelykenis. Ja. Ons is weer uit sy soort of uit sy gees soort, uit sy staat uitgebore waarvan Jesus Christus die eerste is. So nou is ek verwant met God, daarom kan ek hom my pa noem. As ek nie verwant was met God, nie kan ek hom nie my pa noem nie. Reg. So ek is vir altyd sy seun en hy's vir altyd my pa, maar nou moet ons begin werk na goeie verhouding of eenheid, dat ons 'n vader en sons besigheid kan wees, soos God in die hemel is, soos ons ook in die aarde. En dit is waar heiligmaking inkom. So heiligmaking is die proses om iets te word wat ek reeds klaar is. Ek sluit dit oop om te groei in dit. So as party mense kan dan vra, hoe het Adam en Eva uit dit geval, maar ons nie? Ja, so ek dink is 'n uitstekende vraag. Want hulle het obviously dit verloor. Ja. Ons spreek nou, ons kan nie. Wat sal die verskil wees dat ons dit nie kan verloor? Ja, ek dink dis 'n baie goeie vraag. Ja, ek dink ek wil dit so antwoord, Jake. Ek dink dit is belangrik ons moet verstaan die werk wat God deur Jesus Christus gedoen het. Ja. Die herstelplan van God deur Jesus Christus was juis 'n werk wat God kom doen het, sodat wat met Adam en Eva gebeur het nooit weer kan gebeur nie. Ja. Daarom, ek het die naweek so lekker daaroor bedien, is dit so belangrik om te kan verstaan hoe die lammetjies uit die tipes uit se bloed bedek het, sondes bedek het, vooruit, tot by die kruis. En waar die bloed van Jesus Christus dan eens vir altyd volkome 'n werk om doen het, soos wat die lammetjies dit gedoen het jaar na jaar, gaan daar nie nou weer 'n offer wees nie, want daai offer staan nou vir ewig. En God het vir ons nou 'n werking van deur die kruis, het God vir ons 'n barmhartigheid kom gee, Ja. waarin hy ons begenadig het om nooit weer in daai posisie te kan kom, Ja. waar ons uit verwantskap kan verval nie. Ja. Ja. Want ek dink daar's 'n ek wil nou 2-3 goed sê. Ekskuus, ek weet nie wat nou ietsie is. Nee, praat Ek wil 2-3 goed sê. Ek wil net vinnig terugkom, want soms is daar selfs goed in die Bybel wat nie deel is van die Bybel nie, maar wat in die Bybel geskryf is, soos opskrifte. Ja. Jy weet, as ons byvoorbeeld lees in Lukas 15 die verhaal van die verlore seun. Daar is 'n baie verwarrende opskrif. Ja. Want daai seun was nooit verlore nie. Hy was nog altyd die pa se seun. Hy was nie verlore in verwantskap Ja. nie. Hy was verlore in verhouding. Ja. En dis baie keer 'n gedagte wat dan oor en oor gepreek word om weer gebore te word. Ja. Want Om ons die seun weer 'n seun te maak, my was 'n seun. hy was nog al die pad Hy was 'n seun. seun. Die Bybel is duidelik. Elke dag staan die Vader en kyk wanneer kom sy seun huis Ja. toe. So hy was heeltyd seun gewees. Maar dis belangrik om dit te kan verstaan. Die werk van die kruis het dit nou vir ons kom moontlik maak. Dat deur een wat vir almal gesterf het, 'n seun van God, kan ons 'n seuns van God wees en daai seun van God se sekuriteit lê in die werk van die offerlam eens vir altyd volkome, sodat ek nooit weer kan uitval. Ja. So sonde kan nooit weer met my doen wat dit met daar- Adam gebeur het ja, nie. ja. Nooit weer nie.
sonde, die mag van sonde is gebreek Ja. in die kruis. So, as ek die daad doen, ek wil nie nou al so toe gaan nie, want ek dink ek wil nog iets by sê, maar as ek die daad pleeg, kan die daad van sonde, sondige dade, my nie meer uit die posisie uithaal van verwantskap met Ja. God. Ja. Haal my uit verhouding dalk uit, maar nie uit verwantskap uit nie. Weet jy wat is vir my, ek gaan dit baie eenvoudig antwoord. Ons gaan nou 'n bietjie dieper in dit praat, maar ek wil dit baie eenvoudig antwoord. Want daar staan nie geskrywe nie. So die antwoord moet so eenvoudig wees soos voor Adam en Eva. Daar staan nie geskrywe dat hulle eens en vir altyd volkome daar was nie. Maar na die kruis, en ek dink dis wat die kruis so groot maak, daar staan geskrywe. Die antwoord is eintlik so eenvoudig soos kom ons hou op redeneer, daar staan geskrywe. Maar die beter vraag is, hoekom? Sandrey, hoekom sou God, wat het God besiel om in Jesus Christus so groot prys te betaal, dat ons vir altyd gered is? Want dit gaan nie oor redding nie. Ja. Dit gaan oor God se plan. Ja. God wou ons in staat stel om altyd, maak nie saak wat nie, toegang te hê om te kan bekeer en dan direk na daai bekering weer te kan deel wees aan sy plan. Ja. En ek wil dit graag vir ons lees, want dit staan in Hebreërs 10. Dit sê so mooi, dan praat hy nou oor die offers en dan begin hy praat oor Jesus Christus. Hy sê, daarom sê as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer, wou u nie hê nie. Ja. Maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Nou ons lees baie keer hierdie skrif en dan verstaan ons dit nie mooi nie. Die liggaam van Jesus was gebreek en vasgespijker en geoffer vir sonde. So hy praat nie van daai liggaam nie. Dis hoekom Jesus net die aand voordat hy doodgemaak word, die broodjie opbreek en sê hy bring 'n nuwe liggaam. Ja. Hierdie liggaam gaan hy nou betaal en as een van hierdie liggame dan sterf al die individuele liggame, sodat as hy opstaan, daar 'n nuwe liggaam van God kan opstaan. Die Adam liggaam, al die Adam mense, het vir hulle self gelewe, elkeen apart. Maar die Christus liggaam gaan amper so 'n broodjie gebreek word, weer aan mekaar gevoeg word om weer vir God een liggaam te gee. En nou hoor wat sê hy, as hy wat sy liggaam prys gee, sodat daar 'n nuwe liggaam kan opstaan, hoor wat se offer soek God nou. So die beter vraag is nie, Jesus maar Sandrey, Adam en Eva kon uitval, hoekom kan ons nie uitval? Of verduidelik vir my, hoekom is hierdie vas? Ja. Die vraag is hoekom sou God so 'n duur prys betaal om ons eens en vir altyd volkome in daai posisie te plaas van geregtigheid of verwantskap? Dan sê hy dit so mooi. Hy sê, want Jesus se liggaam sou 'n spysoffer en 'n slagoffer en 'n brandoffer en 'n sondeoffer word. Maar God het nie 'n behaag in dit nie. Toe het hy gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffers en spysoffers en brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie. En het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word. Het hy daarna gesê, kyk, ek het gekom om u wil te doen, o God. Hy neem dus die eerste offers weg, om 'n tweede offer in sy plek te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om diens waar te neem en dikwels dieselfde offers te bring, oor en oor, wat nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak word 'n voetbank vir sy voete. Want deur hierdie een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Jy sien, maar die doel was om ons uit offers uit te haal, sodat ons 'n nuwe offer kan word om God se wil te doen. So hoekom gee God ons verwantskap vir altyd? Sodat ons kan altyd werk aan verhouding en heiligmaking om sy wil te doen. Gaan nou nie meer oor ons kan uitval en inkom en uitval en inkom en onsself besig hou om dit te doen wat Jesus klaar vir ons gedoen het nie. Ons moet ophou doen wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis en ons moet begin doen wat ons moet doen na die kruis, en dis om die kruis oop te sluit. Ja, ek dink is baie belangrik om nie die kruis weer 'n kennis van goed en kwaad boom te maak nie. Ja, baie mooi. Want wedergeboorte, die doel van die kruis was wedergeboorte vir ons wat nuwe lewe is. Ja. En dit as ons onsself toespits daarop om weer die kennis van die lewe op te doen en wat God bedoel het met lewe vir ons, ewige lewe. Baie mooi. Dan kan ons onsself begin, kan ons groei daarin in volwassenheid.
maar nou stry ons oor hierdie kennis van goed en kwaad tussen wat was die kruis regtig vir ons gewees en Ja. ja, dit is 'n incredible werk wat ons moet verstaan en hoe meer ons onsself gee vir hierdie opvoeding, maar die probleem is ons en ek dink dis waar ons gesprek lê is ons stry nog oor hierdie grondbeginsels. Ja. So Niels, verhouding. Verhouding is nie noodwendig iets wat ons elkeen het 'n ander definisie en 'n konteks van verhouding. Ons baseer ons verhouding op hoe ons dalk met ons ouers gewerk het. Wat brand in God se hart in verhouding met ons dat ons kan groei? Wat is belangrik om te weet? Ek dink dit is baie belangrik dat ons moet verstaan in die natuurlike, daar's 'n rede hoekom ons 'n kind in die lewe wil bring. Tussen 'n vader, 'n pappa se droom saam met 'n mamma. Wat is die ons wil graag kinders hê, hoekom? Ja. Ek dink daar kom soms kinders in die lewe sonder dat daai diepte in daai gesprek tussen ouers bestaan. Ek dink iewers daar op die grootmaakproses van hierdie kinders begin ons eers die drome te droom saam met hierdie kinders baie keer. By God is daar 'n droom en 'n begeerte van die begin af, nog voor God geskep het. God sou nooit geskep het as daar nie by hom 'n begeerte was na verhouding. Wesens soos hy in verhouding. Ja. Dis vir my baie interessant, want wat ek nou sê, ek wil geen afbreek maak aan goddelike wesens soos engele nie. Maar as dit nie verwysing in die Bybel dat engele geskaap is na die beeld van God nie. Ja. Engele sien ons baie duidelik, is nou daar, Hebreërs 2 sê dit baie mooi, is nou daar, Hebreërs 1, is nou daar om die beeld van God, die salvation, te beskerm. Hulle is nie dienende geeste. Hulle is dienende geeste wat die wat saligheid beerwe beskerm. Reg. Dis nou die mense. Reg, heeltemal reg. So God het 'n dromende begeerte vir sy skepping. En weens daai drome en begeerte het God geskep. Dieselfde rede hoekom God kom red het. Dieselfde rede hoekom ek en jy vandag wedergeboorte kan vind. Is juis omdat God 'n dromende begeerte het. En dan vir my om nou vanuit wedergeboorte daai droom en begeerte van God te leer ken. Hoe meer ek dit leer ken en myself gee daarvoor, dis verhouding bou. Ja. Verhouding bou sluit in uit die aard van die saak baie goed. Lees, bid, studeer, regte definisies en konteks oopbreek. Al hierdie goed sluit Eenmaak. Dis alles wat ons eenmaak. Dit word uiteindelik my beantwoording aan die doel van God. Hoekom hy geskep het en hoekom hy ons van daai verlore toestand moes kom red het deur wedergeboorte. Sodat ons weer kan kom antwoord aan God se verwagting. Ja. En ek dink dit is wat belangrik is, jy het er vinnig daaraan geraak. Dis wat belangrik is teenoor die loon van die sonde wat gekom het uit die boom van kennis van goed en kwaad, daaruit het die sonde gekom wat die ewige dood gebring het. En ek wil dit net reg sê, die ewige dood. En ewige dood beteken om van God geskei te wees. Dis ewige dood. Waarin Jesus Christus weer die ewige lewe kom bring het, en is weer 'n kennis, né? Ja. Johannes 17 vers 3. Om God die Vader te kan ken om U te kan ken, hoe sê dit so mooi? Hy sê ewige lewe is om U te kan ken, die enige God, Die enige waaragtige. die enige waaragtige God. Ja. En die Here Jesus Christus. Want ek moet verstaan, hy is die eerste van dit wat nou weer ook gebore word. Hy is die eerste seun van Ja, hy God. is die eerste nuwe mensdom. Ja, en daarom kan ons nou daai selfde verhouding met God kry. So deur die verstaan van Jesus Christus en hom te kan leer en die Vader se hart te kan leer, groei ons in verhouding. Ja. Ek dink dis my manier hoe ek dit wil opsom. Ja. Want God het 'n verwagting. En as ek 'n lewe leef as kind van God en ek beantwoord nie aan God se verwagting nie, te vergeefs eintlik die werk van die kruis. Ja, as jy Ek gee dan waarde aan die kruis. as jy heeltyd jou verwantskap betwyfel of onseker is daaroor, gaan verhouding nooit eers op die tafel kom. Daar's 'n manier Jy kan. as jou op die tafel. eerste tree in die geloof afgehandel is. Onwankelbaar. Sal jy Dit is nooit in jou wankelbaar, hele lewe verder loop nie. Jy gaan daar vashak en die vyand kom onderskep ons. En ek wil dit reg, ek gaan dit promptheid sê. Dis absolute dwaalleer om vir mense te preek dat hulle redding
of hulle wedergeboorte kan verloor. Dit is waansin. Dis teen die Bybel. Dis teen wat hier binne staan. Jy weet Jake, ek dink baie keer omdat die kerk was geïnfiltreer met baie godsdiens. En as ek sê godsdiens, dan wil ek dit sê in die slegte definisie dalk daarvan, menende a spirit of religion. Nie, met ander woorde, jy's in oorleweringe en tradisies vasgevang. Jy's nie regtig in diens van God nie. So ek sê mos altyd, jy kry godsdiens, dan kry jy in diens van God. So ons godsdiens moet ons eintlik leer om in diens van God te wees. Maar baie van die goeders het ons verleer. Ons het verleer byvoorbeeld. En ek dink Meel sê dit so mooi. Ons het verleer dat aan die begin het God 'n hemel en 'n aarde gemaak. 2 dimensies vir mekaar. Dis sy droom, dis sy sinergie. Hy soek hierdie 2 dimensies in sinergie. En nadat hy die aardse dimensie geskep het, het hy die mens toe geskep as seuns van God. Ons was nooit kinders van God nie, ons was nooit diensknegte van God nie, ons was nooit disippels van God nie, mensdom was seuns van God. God se beeld, God se gelykenis. God het nie gesê, laat die aarde voortbring mense, elkeen na sy soort nie. Sonde het mense na verskillende soort gaan maak. God het die mens sy beeld en sy gelykenis gemaak, en die mens sou net een kennis gehad het, die kennis van God se heerlikheid. Dus God dan moet ek net gou dit ook sê, ons het verleer. Die Bybel sê, en laat hom heers. So God het die mense aangestel om die aardse dimensie te heers, soos wat hy die hemelse dimensie heers. So hierdie verhouding, waarvan ons nou praat, was van kardinale belang. Een gees van God het een siele dimensie gekweek, een geeswerk gekweek, tussen die hemelse dimensie en die aardse dimensie. Die hemelse dimensie het met kairos tyd gewerk, die aardse dimensie werk daai kairos tyd opgedeel in kronologiese dae. So hierdie mensdom was God se beeld en gelykenis, een gees, een siel. God sê mos, hy het op die mens gaan lê en toe blaas hy sy gees in hom, and man became a living soul. Ons het hierdie goeders verleer. So vir iemand wat vir ons kom preek, jy word gered. Nee, that which was lost word gered, nadat ons weergebore word. En God maak seker ons word weergebore, sodat ons nooit weer kan uitval nie, sodat ons weer kan terugkeer na hierdie plan wat hy gehad het, wat hy verloor het in Adam, maar wat hy nou weer lewendig maak in Christus. En die Bybel sê, dis 'n beter verbond, gebaseer op beter beloftes, en dis eens en vir altyd volkome. God gee unlimited barmhartigheid, want ons moet altyd toegang hê tot genade. Ons moet altyd toegang hê na die werk wat hierdie droom van God weer oopsluit. En daarom is hierdie verhouding super belangrik. So die duiwel sal enige manier kry om die verhouding aan te val. Maar dis absolute dwaalleer om te sê die verwantskap kan verlore gaan. Dis onmoontlik. Dis fisies onmoontlik. So ons verhouding gaan partykeer verlore. As ons, ek wil net bysit, Kolossense 1:13 sê dit mooi, hy sê, God het ons uit die mag van duisternis uitgehaal en oorgebring, dit beteken Passover, deur die kruis, en ons ingesit in die koninkryk van sy seun van sy liefde. Vir my om verlore te gaan, moet God my hier uithaal. En God, want hy het my daar ingebring, God het my dan weer terugvat deur die kruis, en jou terugsit binne in sonde, binne in die toestand van die mag van sonde. Ek meen, dan moet God teen sy werke gaan. En hy sal nie. Onthou, daar's niks wat ons kon doen om onsself te red nie. God het dit gedoen. Al wat ons moes doen is glo in dit. En toe ons glo, toe pas oor ons. Ons cross over. Dis eintlik wat die kruis is. En ek dink 'n dieper betekenis van die kruis is alles wat uit mekaar uit gespat het oor tyd as gevolg van sonde. Wat is hierdie? Vertikaal. Alles wat vertikaal tussen hemel en aarde uit mekaar uit gespat het, en alles wat horisontaal uit mekaar uit gespat het, die kruis trek weer al die goeders na mekaar toe, sodat alles weer onder een hoof kan verenig. Sodat ons kan terugkom by die droom van God. En dit is dat God soek, wat het hy gesê in die begin? 'n hemel en 'n aarde. God kyk na daai dimensie, en hy wil hê sy seuns moet na hierdie dimensie kyk. Die vyand weet dit, so die vyand sal deur alle
vorme van verskillende definisies en konteks, verskillende waarhede skep, en dan sit ons geloof in dit, maar dan steel dit eintlik verhouding. Ja. Want dis nie waarheid nie. So jy sit jou geloof in dit, word jy teleurgestel, en raak jy kwaad, en dan voel jy nie meer, ek en God is een nie. Kan jy sien? En dis die kriks. Die vyand kom steel ons verhouding. Ja, ek dink fundamenteel is daar iets wat ons moet verstaan as kerk. Die eerste beginsels moet ons bank. Want as ons in 'n moeilike situasie is, moet ons teruggaan na daai eerste begin, en dit is ons veilige plek. Baie mooi gesê. Okay, so hier is my volgende vraag. Hy's dalk nou weer 'n moeilike een, maar kom ons sê ons bank verwantskap. Hoe groot effek het die drie-enige God relering op verhouding? 'n astronomiese effek. Ons moet onsself gaan afvra, van wanneer af, kyk, jy het nou 'n radikale vraag gevra, en ek gaan 'n radikale antwoord gee. Ek is reg vir hom. Van wanneer af het die kerk begin glo in iets wat nêrens in hierdie boek staan nie? So ons, weer eens, ons het verleer sekere goeders. Ons Christene, ons skop eers in werking na 4000 jaar van hierdie boek. Ons vergeet dit. Ons is, jy weet, net as ons dink, ek wil 'n radikale ding sê, ons weet die Jode was op 'n stadium 'n bietjie arrogant en gedink hulle is die enigste volk van God, en toe die koms van Jesus Christus kom, die eerste koms van Christus kom, toe sien hulle dit nie eers raak nie. So uiteindelik vat God toe dit na die heidene toe. Hy gee dit eers vir die Jode, want die Jode is sy volk. So nou is my vraag. Nou raak ons net so arrogant. Ons weet 4000 jaar van God nie. Al wat ons het is hierdie boek. Ons lees die boek. Ons lees die Ou Testament. Ons weet niks van die oosterse God, koninkryksbeginsels, aanneming tot seunskap, 'n vader met sy familiebesigheid, die 12 stamme van, ons weet niks. Onthou, die Israeliete wou nie Israeliete wees nie. God het hulle die Israeliete gemaak. Kultuur in hulle ingebou. Ja, ek ben Abraham was heiden. Abraham was heiden. Hy kom uit die land van Mesopotamië uit. So God het 'n heiden geroep, en toe maak God hom 'n Jood, en toe uit hulle uit toe kom die Israeliete. So ek wil net gou ietsie sê. Vir 4000 jaar lank kultiveer God 'n volk, en hy leer hulle hoe om 'n een God geloof te hê. Hy leer hulle. Die Bybel sê dat God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie, of 'n mensekind dat hy van gedagte gaan verander nie. Ek wil dit net gaan Engels quoteer. God is not a man that he should lie, nor a son of man. God is not a son of man. Wow, wag dit gou. Maar Jesus is dan die son of man. Ja, Jesus is 'n son of man. Net soos wat Adam 'n son of man was. Maar daai son of man het alles laat val. Hierdie son of man het alles kom red deur sy geloof en sy gehoorsaamheid aan God. En verwantskap van seun van God weer kom herstel. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he can change his mind. Ek wil vir jou wys waar change Jesus sy mind. In die tuin van Getsemane, op sy sterkste oomblik, sy Vader, asseblief laat hierdie beker verby my gaan. Maar toe change hy sy mind. Nie my wil nie, u wil. God change nie mind nie. God is eens en vir altyd volkome presies dieselfde. Hy's gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde God. So die perfekte God van die hemele, die een God, wil daai een werk in mensdom indupliseer, en dan wil hy sy seuns van God deel maak om daai een heerskappy tussen hemel en aarde uit te leef. Dit was sy droom van die begin af. So as ons dan nou kom deur die kruis, en die heidene wat nou vir die eerste keer mag deel kry, ek quoteer net vir jou 'n skriffie. God het vrede gebring deur die kruis, vir die wat naby is, die Jode, en vir die wat ver is, die heidene, sodat ons almal nou een nuwe volk kan wees van God, en almal seuns van God kan wees deur Jesus Christus, nê? So, hoekom sal God vir 4000 jaar lank in die Jode 'n waarheid kultiveer dat daar net een God is? En iewes skielik dan in die Christene, wat baie jonger gelowiges is, ewe skielik 'n hele ander geloof begin aankleef, wat nêrens in die Bybel staan nie. Want die vyand het ons weer kom onderskep, die oomblik as ons maal met 1 op 3, kom ons sê 1 op 3 en 1 op 3 en 1 op 3 maak 'n hele, as ons begin maal met 1 op 3, dan verdeel ons eintlik. Maar alles wat ons maal met 1, herstel weer in waarde. As ek hierdie plant maal met 1, dan herstel ek die plant se waarde. As ek mensdom maal met 1, dan herstel ek mensdom se waarde.
As ek 'n leeu maal met 1, dan herstel ek die leeu se waarde. As ek geregtigheid maal met 1, dan herstel ek, as ek koninkryk maal met 1. So dis verskriklik belangrik om die woorde van Jesus hierso nou op hierdie gesprek, hierdie vraag te quoteer. Waar Jesus vir Israel sê in Markus 12, Shama Israel, kom hoor Israel, die Here julle God is een Here en julle moet die een Here aanbid met jou hele hart, jou hele siel en jou hele denke en met al jou kragte. En as jy dit klaar gedoen het, dan het jy jouself nou lief gehad. Dan kan jy jou naaste gaan lief hê soos jouself. So omdat jy nou weer een op een geword het, kan jy jou naaste weer gaan een maal met een. En ewe skielik hierdie kruis maal weer alles met een werk van God en dit versoen. Alles onder hoeveel hoofde? Een hoof. Daar's hy, dis wat die skrif sê. So daai leer, Jake, is van kardinale belang dat ons moet terugkom by die een God geloof, soos wat God met die Jode gekom het. Die rede hoekom ek dit noem is want as God praat en hy praat altyd in prentjies en hy praat van hom as 'n man en die kerk is 'n vrou. Daar's 'n verhouding. Ja. Nou ons het nou al so die wêreld het hierdie daai verhouding al so verwoes dat ons weet nie eens meer wat daai verhouding is nie. Maar daar's 'n suiwer connection daaraan. Maar Jesus, as hy praat, word hy genoem 'n hoëpriester. Daar's 'n ander tipe verhouding. Ja. Hy word nie die hoë God genoem nie. Hy word die hoëpriester genoem. Daar's 'n offer wat hy betaal. Ons moet verstaan vir daai geskenk is wat hy vir ons gebring het. Maar hy noem homself ook, hy's 'n broer van ons. Ja. So dis 'n ander verhouding. Ja, die Bybel sê 'n eerste vrug van baie. Maar nou het ons dit alles bymekaar gegooi en nou verstaan ons nie meer wat se verhouding is wat. Partymal is Jesus sommer die Vader. Ja. En dan weet ons nie hoe om hierdie goeters bymekaar te sit nie. Ja. En daarom is dit so belangrik om as ons eerste beginsels praat, is om net terug te kom en sê, okay, wat het God gaan vestig by die Jode? Ja. Soos wat jy gesê het, vir 4000 jaar, dat ons onsself net weer terugbring en dan Jesus se werk op dit sit. Ja. En dit nie verander. Inteendeel, Jesus is die werk wat weer die een God een maak met almal wat een word met hom. Dit is toe Jesus met die Samaritaanse vroutjie praat. Toe sê sy vir hom, meneer, ons Samaritane aanbid God op hierdie berg. En julle Jode sê ons moet God aanbid in die tempel. Toe sê hy vir hom, mevrou, julle weet nie wat julle aanbid nie. Ons Jode weet wat ons aanbid, want saligheid kom uit die Jode uit. So ons kan nooit as Christene die fondasie wat uit die Jode uitkom wegstoot nie. God het hulle gebruik om die natuurlike prentjies te wees, waarvan ons die geestelike prentjies moet wees. Anders is 4000 jaar van hierdie boek moet ons dit uitskeer. En plus, Jake, om in iets te glo wat nêrens in hierdie Bybel staan nie. Ons het soveel skriffies wat sê dat God is 'n een God. En om te sê God is 'n drie-enige God, daar's nêrens so skrif in die Bybel. So as jy vra wat se effek het dit op verhouding? 'n Massiewe een. Ja, jy kan nie hê nie. Want dis die eerste dinge aangaande Christus. Dis die eerste dinge. Want as om te sê saligheid kom uit die Jode uit en saligheid beteken to be free of the molestation of the enemy. Moet ons gaan kyk, okay, as die Jode die saligheid bring, kan ons as ons wegbeweeg van dit af, het die vyand 'n opening om ons enige rigting toe te stuur. Hy gebruik dit wel hier en ek wil net gewees sê, ek gaan weer vra. Wie het die Jode gemaak? God het. Wie het hulle gekultiveer om Israel te wees? God het. Hoekom het God nie 'n drie-enige God leer vir hulle geleer nie? Ons kan selfs kyk net in Jesus se gesprekke met God dat hulle 'n spesifieke verhouding gehad het. Daar's funksies. Die Vader en hy's die Seun. En hy sê alles praat hy vanuit daai verhouding uit. Daarom was hy so akkuraat. Nou is ons tussen drie. Ja. Jake, weet jy wat? Neil sê dit altyd so mooi en ek wil dit net hier noem. Die Bybel sê nêrens God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees nie. Die enigste gedeelte wat in die Bybel staan is God die Vader. So God die Vader is die oorsprong van alles. Hy's God. Wat daar wel staan oor die Seun is die Seun van daai God. En die Gees van daai God. So daar is net een God. So nêrens is daar die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. So nêrens is daar God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees nie. Asof daar 'n drie-enige God is nie. Daar is net God die Vader. En daai God die Vader, vir almal wat weergebore word in Christus, ons word seuns van daai God. Want Jesus Christus was die eerste seun van daai God. En hy's die eerste een wat weer ontvang die Gees van daai God.
En nadat ons weer gebore word, ontvang ons die Gees van daai God. Ja. So Vader, Seun en Heilige Gees is eintlik 'n intellectual property. Is 'n baie dieper ding as 'n drie-enige God leerstelling. Ja. Dis 'n eintlik baie mooi. dis 'n intellect, dis 'n IP van 'n Vader wat met elkeen wat weergebore word, kry hy 'n seun en dis een Gees, die Gees van hierdie God wat nou in hierdie steens van God leef om uiteindelik die denke, die siening en die opinie en die oordeel van hierdie God, soos dit is in die hemel is, so ook in die aarde in toe te pas. En Jy verstaan? die hele tyd wat ons nou in die openbaring van die seuns van God sê vir ons eerstens, ons het 'n verwantskap, ons is 'n seun van God? 'n Vader, Ja. God, en dit sê ook verhouding, Ja? hoe ons staan met God, en as ons in dit begin leef, dan is in die eerste beginsels ons vas, dan kan God ons begin opvoed met die vleis en die en Baie ons mooi. opvoed in Baie mooi. volwassenheid. Jy weet die oomblik nie, as ek bedink dit nou terwyl ons hierdie gesprek het, die oomblik nadat ons verwant word en ons word weergebore uit die saad van God, daar's dit een saad, Christus, waarvan Jesus die eerste was. Dis die heel eerste aksie wat met ons gebeur is, ons ontvang die Gees. So God los ons nie alleen nadat ons verwant geword het nie. Hy gee vir ons sy Gees sodat ons kan groei in Ja. verhouding. Ja. Onmiddellik is die Gees van God daar om ons te help om 'n verhouding te vorm wat eintlik heiligmaking is. Helemaal Dis reg. daai verhouding wat Helemaal heiligmaking is. Jaag die vrede en die heiligmaking na waarsonder niemand die Here sal sien nie. Ja. Want aanvanklik as ons weergebore word, jy, dan lyk ons nie soos die beeld en die gelykenis van God nie. Al is ons verwant, is Ja. nog nie 'n sterk verhouding nie. Maar soos ons groei en die heiligmaking najaag, Ja. as mense na ons begin kyk, dan sê hulle ek sien nie meer jou raak nie, ek sien vir God in Ja. jou raak. En dis presies wat God se droom was. Ja, ons moet net weer daarby sit. Daar staan nie jaag die vrede na die heiligmaking was omdat niemand die Here eendag in die hemel sal sien nie. Ja. Dit is nie 'n hemel toe gaan teks daai nie. Ja. Dis beeld en gelykenis teks. Dis dat die hemelse werk deur ons sigbaar word in die aarde. Wat ons wel moet sê is sonder heiligmaking. En hier is die kruks weer eens. Sonder heiligmaking kan dit nie plaas, so sonder groei, sonder verhouding bou, kan dit nie plaasvind nie. So dis baie belangrik. As jy nie jou verwantskap verstaan en jy dit gebank nie, sal jy nooit met vrymoedigheid in verhouding groei nie. Ja. Maar dis die twee terme, né? Heilig. Ons is nou heilig Heilig gemaak want deur God die het my geregtigheid van God. reg, en nou moet ek heiligmaking. Nou sluit ek dit nastreef. ook. Ek word nie ek sluit nie ek gaan kry nie iets wat ek nog nie het nie. Reg. Omdat ek dit geword het en ek het glo, Reg. ontwikkel ek dit Reg. deur die krag van die Ek Gees. maak my werke heilig. Ja, ek ek kan dit- maak my lewe heilig. Ek kan dit nie Ek wy self aan die doen nie. Here. Die Gees help my om dit te doen. Dis reg. Maar ek wil net gou terugkom Jake na wat jou vraag aanvanklik was. Wat is die impak van 'n drie-enige God leer op verhouding? Ja. En ek dink wat vir my baie belangrik is wat ek wil sê is as ons in ons denke het soos wat ons dan in godsdienst groot geword het dat Jesus God is, Ja. dan sukkel ons verskriklik om by ons te verstaan wat verhouding met God Die Vader is. Ja. die Vader Dis is. wat ek wil Want sê, ja. Jesus was vir ons die eerste prentjie van hoe om daai verhouding met die Vader te kan hê. Daarom leer ons hom as 'n pa-seun verhouding. Ja. Sodat ons kan verstaan wat waar is oor Jesus Christus. Is waaroor ons, en ek dink dit is wat Johannes 17:3 probeer sê. Nie net moet ek God die Vader ken as die enige waaragtige God nie, maar ek moet Jesus Christus leer ken as seun van hierdie God, sodat ek daai verwantskap kan, daai verhouding kan verstaan en vanuit daai verhouding uit kan leer wat waar is oor hom is waar oor my. Ja. Dan kom ek by Jesus se gebed in Johannes 17 verder. Terug by die een. Vader, ek bid dat hulle kan een wees, net soos ek en u en my, hulle en ons en hulle, want sy hele eenheid gaan oor die heerlikheid wat u my gegee het nie sy eie heerlikheid gehad nie, het hulle nou ook, ek het dit vir hulle ook nou moontlik gemaak, dat hulle dit ook kan hê, selfe heerlikheid, sodat hulle een kan wees, net soos een is, ons een is, sodat die wêreld kan weet, jy het my lief, hulle lief, net soos jy my lief gehad het, jy sien, nou begin hy verhouding oopsluit, nou kan ek op 'n plek kom, met ander woorde, in my heiligmakingslewe, ek kan die Vader net so mooi openbaar, in my verhouding, as wat Jesus Christus hom geopenbaar het. Dieselfde werke en nog Maar as groter. hy God was, is ek gediskwalifiseer. Ja. Ons het Onmiddellik. net twee prentjies van twee seuns van God wat ons gaan volg en ek dink dis hoekom hy sê Ja. die ewige lewe is om God die Vader weer te ken Ja. en die Here Jesus Christus wat hom geleef het
Reg. Want Adam het nie meer nie. Omgeleef. Toe Adam val, toe leef Adam vir homself. Mooi. Dit was die voorbeeld wat ek gevolg het, Ja. en toe ek hierdie voorbeeld volg, toe het ek nie meer God geken nie. Ja. Adam het gemaak dat ek nie meer vir God ken nie. Ek het nie meer die gees van God Baie nie, mooi. ek kan nie meer vir God ken nie. Adam het my gewys, ek volg nou myself, en hoe meer kennis ek opdoen van goed en kwaad, hoe sterker is ek. Ja. Jesus Christus wys vir my, hy's nie sy eie woorde en sy eie werke nie. Ja. Hy doen nie sy eie ding nie. Hy doen nie eers sy eie wil nie. Hy onderwerp sy vrye wil aan God se keuses. Ja. So daarom moet ons hom ken, want ek wil nou in sy voetspore Ja. volg. Hy's die eerste van baie broers. Ja. Adam was die eerste van baie broers. Ja. Ja. Maar Adam se werk het die hele aarde verdeel. Jesus Christus se werk met die hele aarde weer een maak. En ek dink dis belangrik vir ons om te verstaan. En die enigste ding wat ons een maak is verhouding. Dis hoekom ons sê die sleutel tot goeie verhouding is intimiteit. Ja. So intimiteit beteken intiem wees vir tyd lank. Ja. So hoe meer intiem ek met God is, hoe meer intiem ek is vir tyd lank, hoe sterker word my verhouding. Ek sal nooit in intimiteit groei as ek nie weet my verwantskap is eens en vir altyd volkome afgehandel nie. So God het nie my kom red nie. God het sy plan kom red toe hy vir my wedergeboorte gee. En wedergeboorte is verwantskap Ja. vir altyd met God. Of ek nou in 'n goeie verhouding is of nie, ek is vir altyd verwant. Ek moet in 'n goeie verhouding kom sodat ek heiligmaking kan opsluit. Laat die hemel en die aarde weer kan een word. Ja. Ja. Nou leef ek soos Jesus Christus en nie meer soos Adam nie. Ja. Jy verstaan? Dis net hierdie twee seuns van God Ja, wat baie se mooi. voorbeeld of prentjie ek kan volg. Baie mooi. Kan ek net nog een waarskuwing of een gevaar ding hier uitlig, en dit is, jy weet die vyand is nie, ek wil dit mooi versigtig sê, maar hy is nie soveel gepla. Dit pla hom nie so baie dat ek 'n kind van God word nie. Wat hom uiteindelik sy werke breek in my, Ja. wat hy uiteindelik sy houvas breek in my, is vir 'n houding wat nou volg. Ja. Hoe meer ek myself begin ontdek, ongelukkig in van ons baie liberale, charismatiese kringe, sit ons nou alweer met 'n baie liberale, as 'n ander woord wat ek soek, 'n universele soort redding. Jy's gered, Of jy nou glo of nie? dis Jesus het dit jy's klaar gered, Jesus het die prys betaal. Jy is nou 'n kind van God. Nou kom hierdie kennis tot mense, en maak nie saak hoe ek nou leef nie. Die Here het my lief nes ek Ja. is. Ja. Dit roof God van die doel van die redding. Ja. En die doel van die redding kan nooit in vervulling kom as ek nie verhouding het nie. Ja. Ja. As jy nie Dis verhouding- verhouding wat maak dat my hart brand Ja. vir die Here. Ja. Ja. Ek wil gou 'n laaste vraag vra in terme van die Heilige Gees, wat 'n baie belangrike rol speel in hierdie hele gesprek. Maar Gees is onsigbaar, en ek dink baie van ons in hierdie, omdat ons nog jonk en onvolwasse is, gebruik baie keer die Heilige Gees te sê die Gees het my gepraat. Die Gees het dit vir my gewys. Wat baie keer hierdie verhouding in rigtings instuur. Ja. Hoe govern ons en hoe weet ons die Gees is akkuraat? Wanneer iets, is dit my kop wat raas, is dit die Heilige Gees wat praat? Want hy gaan ons lei in waarheid en ons wil in waarheid wees. Maar ons kan sien dat ons die interpretasie en uitlik uit onvolwassenheid uit word die Gees verskillende maniere gedoen. Waar lê die governance van dit? Die Jake, ons moet eerstens net verstaan, die mens heers in die aarde. Dis baie belangrik vir ons om dit te verstaan. Ja. Dit staan al in Genesis 1. God het die mens geseën, na sy beeld, God het die mens geskape na sy beeld en sy gelykenis. God het hom geseën, en God het vir hom gesê, bewoon die aarde, bewerk dit, wees vrugbaar, vermeerder en heers jy. So jy moet verstaan, die Heilige Gees, of selfs God, gaan nooit heers bo oor jou uit in hierdie aarde nie. Alhoewel God dit kan doen, govern die reëls hom. Ja. Hy heers die hemele, wat eerste kom, dis primêr, en dan kom die aarde sekondêr, en die aarde moet eintlik die hemele openbaar. Die aarde illustreer, openbaar die onsigbaarheid van die hemele. Nou ons as mens, teen die tyd wanneer ons weergebore word, is daar op daai oomblik 3 stemme in ons kop, of 3 stemme in ons, Ja. 3 invloede. Die eerste invloed is die vyand. Die vyand se invloed, en die vyand is 'n autoriteit. Ons weet dat die Bybel sê,
dat ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, alhoewel vlees en bloed partykeer ons kan baie seer maak, Ja. is dit nie vlees en bloed wat dit doen nie, daar's 'n ander autoriteit agter dit. Daar's 'n ander geestelike werk wat die vyand eintlik doen om deur mense, want die vyand kan nie skep nie. Wie se skepingskrag gebruik hy? Die mense. So die vyand het die mens nodig om die aarde te vorm of te misvorm. So teen die tyd wanneer ons weer gebore word, is die stem van sonde en versoeking baie sterk al in ons. Ja. So ons eie stem en die invloed van die vyand lyk al baie dieselfde. Nou vir die eerste keer kom God se invloed in ons lewe. Ons word weergebore uit die onverganklike saad. God haal ons uit Adam uit. Ons word weergebore in Christus en die heel eerste ding wat God doen is hy sit sy gees in ons. Laat daar 'n ander invloed uit die hemel uit God uit ook kan begin kompeteer vir hierdie tempel van God wat God nou teruggekoop het. So ons gees en God se gees word nou een. So nou moet ons nuut leer en om jou vraag baie mooi te antwoord. Dis hier waar opvoeding, geestelike opvoeding of geloofshelde of vaders in die gees of leiers in die gees wat jou vooruitgeloop het, baie belangrik is, dat hulle jou kan help oprig om die stem van die gees van God te interpreteer, hoe dit werk, en ook die Bybel te ken, want God werk deur die woord en God werk deur die gees. So hoe meer ek akkuraat word in die interpretasie van my definisie en konteks, volgens die Hebreëus en Grieks, volgens die oorspronklike woorde se definisie weer, en die gees van God, want die gees kontradik nie die woord nie, en die woord kontradik nie die gees nie. Jy het altyd 'n guideline wat jou daar. So ek word nou sterker in my gees, mens. Nou begin my eie stem verander. Want die gees van God in my oortuig my eerste van sonde. Nee, nie daai nie. Jy was altyd gekultiveer in dit deur 'n ander invloed. Bekeer. Nou sê ek, okay, ek lê dit neer. Okay, ek kom nou agter dis sonde. Okay, dis sonde. Okay, waarmee vervang ek dit? Nou oortuig die Heilige Gees my van geregtigheid. Nie meer dit nie, dit. Hierdie is die regte manier. Hoe meer ek sien, okay, hierdie is nou die geregtigheid. Hoe meer sê hy, en oordeel, nou word dit my nuwe oordeel. Met ander woorde, nou gaan ek uiteindelik nie net meer dink dis die waarheid nie, ek begin dit ook doen en sê. En hoe meer ek groei en ek laat gaan van hierdie ou invloed, wat gekom het van die bose af, en my siel bekeer, ek verander, ek word nou nie meer 'n ou mens, 'n Adam mens nie, ek word nou 'n in Christus mens, en my mens wees, my siel word soos my gees, en my liggaam begin dit illustreer. Nou begin ek 'n onsigbare hemelse werk sigbaar maak, en die vyand verloor sy autoriteit oor my. Hy word eintlik gebind. Hy kan nie my meer versoek nie. Nou begin hy deur mense rondom my probeer versoek, want hy wil my stop. Hy wil hierdie werk stop. As die Heilige Gees my kan oortuig van sonde, ek's oop vir Adam was in sonde en Christus is 'n geregtigheid. En die Gees oortuig my van sonde en hy oortuig my van geregtigheid en 'n nuwe oordeel kom, dan sê die Gees, die Johannes 16, Jesus sê verder, as hy dit kan regkry, kan hy jou in die hele waarheid lei en hy kan jou begin leer wat in die toekoms gaan gebeur. Jy sien hoe groei ek. Ewe skielik kan God, wat die oog nog nie gesien het en wat my ore nog nie gehoor het nie, wat my hart nog nie ken het, in my begin kultiveer, want ek het nou the mind of Christ, no longer the mind of Adam. Die battlefield is in die mind. Maar die dag as ek weergebore word, is my mind so gevorm deur die invloed van kennis van goed en kwaad, dat ek en die vyand se stemme klink baie dieselfde. Die vyand val ons eers meer aan nie, want ons is al so in sonde. Dis baie waar, want eintlik die Bybel sê, as ons moet eintlik kom wees soos 'n kind. Ja. Dis 'n ander tipe van verhouding. Daar's hy. Jy verstaan, jy Ons moet maak nie slim jouself- kom nie. Jy moet nie slim kom. Daar's hy, Ons baie moet nie mooi. volwasse kom. Baie mooi. Ons moet soos 'n kind kom. Moenie sweeties van ander ooms vat. Ja. Verstaan jy? Want Baie jy moet mooi. van vreemdelinge nie, jy Baie verstaan, mooi. want jy moet jouself weer 'n kind maak. Maar ons het onsself, omdat ons al groot is in die wêreld, wil ons wedergeboorte en alles wat daarna gebeur dieselfde manier in verhoudinge praat. We can't. Die Bybel sê, word soos 'n kind. Jesus, as hy toe hy in die wildernis ingegaan het. Imagine ons het met 'n sondige natuur in daai wildernis ingegaan. Ons sou nie geweet het dis die vyand wat met ons praat nie. Ons sou gedink het dis die Heilige Gees wat sê maak die brode klippe. Ag, die klippe brode. En ons sou dit gedink het dis die Heilige Gees wat ons praat. Omdat Jesus nie sonde gehad het, kon hy dadelik discern. Ons moet weet, ons kom uit 'n ander agtergrond uit en ons moet eers weer geleer word. Ek het nou 'n laaste vraag want ek weet ons nou so 'n bietjie Sorry, ek wil net ietsie sê. So ons word weergebore en ons gees is dan een met God. Ons is heilig, maar ons denke is nog in Adam en ons moet dit bekeer.
En dit vat tyd. Dit vat tyd. Nou groei my invloed. Dis presies wat jy nou net gesê Dit het. Baie is mooi. presies dit. Ou jou rede, want dit wat jy nou hier sê is net vir my verskriklik mooi. Ons het altyd hierdie 3 groot vrae wat ons moet kan antwoord. Wie is ek? Waarom is ek en in watter tyd leef ek? Wie is ek? My verwantskap. Waarom is ek? My verhouding. En in watter tyd waarmee is God besig? Ek wil terugkom na die voorbeeld want ek sit en dink aan daai voorbeeld waar Jesus binne in die wildernis is, na 40 dae se vas. Die vyand kom versoek hom met skrif. Ja. Daar staan geskryf. Ja. Maar omdat Jesus verstaan vanuit sy verhouding uit, verwantskap en verhouding, verstaan Jesus ook wat is die tyd wat God nou met hom werk hier. Wow, dis nie nou my tyd om brode en klippe te verander nie. Daar staan ook geskryf. Dan weer lê hy met skrif teenoor skrif. Hoekom? Want hy word deur die Gees van God gelei vanuit sy verhouding uit. So is belangrik. Ja. My verhouding met God Ja. help my om te verstaan waarmee is God besig in my tyd. En jy hou jouself daarop. Baie mooi. Okay, so laaste vraag net oor verhouding. Bestaan daar so iets soos ek het my eie verhouding met God? Ek hoef nie kerk toe te gaan nie want ek het my eie verhouding met God. Ons hoor dit baie. Ek wil graag van Neil se kans gee om hierso ietsie te sê. Ek wil net ietsie noem. Ja. Ons moet asseblief altyd onthou en ek sê dit vanaand vir ons kykers. As die Gees van God vrye toegang het na ons almal toe en ons kry almal dieselfde oprigting. Want onthou die Gees van God in ons rig ons op om God se doel en God se droom te vervul. God het nie die Gees in my kom sit van Zandrey wat my meer Zandrey maak nie. God het nie die Gees van Jake weer kom terugsit in Jake sodat hy jou meer Jake kan maak nie. God het sy Gees in my kom sit sodat hy my meer soos hy kan maak. So as ons almal uit ons verskillende wegtrekpunte af meer en meer soos God word, waarna toe dink jy gaan ons? Almal na een plek toe. So jy moet jouself afvra, in 'n perfekte wêreld, gaan ons almal net ons eie verhouding met God hê om te regverdig hoe ons dit sien? Daar's geen manier nie. In 'n perfekte wêreld is daar een kerk, een liggaam, een volwassenheid. Almal een onder een seisoen in die Gees. Besig om die wie ons is, die waarom ons is en in watter tyd ons is, een te leef. Ja. Die rede hoekom ons nie een is nie, is verskillende volwassenheid. Verskillende volwassenheid kom omdat die duiwel ons onderskep by die eerste dinge aangaande Christus. So wanneer ons wegspring, spring ons almal by verskillende plekke weg. Maar as ons gou fast forward na die einde toe, het God net een plan. Hy het een droom, een plan, een strategie. Hy het een werk, hy het een purpose. So, vra jouself af in 'n perfekte wêreld, gaan hierdie mense wat perfek is, al die seuns van God in die hemele, dink jy as iemand vir hulle vra, hoorie, is dit belangrik om 'n verhouding met die Here te hê? Dan gaan hulle sê, ja, nee, dis belangrik, ek het my eie verhouding met die ek kloek nie by die ander geloofshelde en by die ander seuns van God nie. Ek het my eie verhouding met God hier in die hoekie van die hemel. Jy sien dis seer en kwaad en teleurstelling wat daai goeters in ons doen. Want ons het seer gekry. Ons kry seer in die kerk. Ons kry seer. Ons het partykeer so seer gekry dat as die waarheid ons wil kom help, dan wil ons dit nie hê nie. It's too much. Jy verstaan wat ek vir jou probeer sê, want ons vertrou net niks meer nie. So fast forward gou na al die seuns in die hemel toe. Hulle almal as geloofshelde, as 'n wolk van getuies, keer een werk in hierdie aarde aan. So eintlik moet ons in die aarde groei na daai plek. Sorry Niels, ek het Ja, nee, is baie mooi. Ja, mooi Ek gesê. dink die belangrikheid is Jesus sê, ek bou my kerk. Die poorte van die doderyk sal die kerk nie oorwin nie. En kerk is 'n eklesia. Dis Dis 'n liggaam. is 'n liggaam. En as ons nie opgerig word in een liggaam nie, is ek 'n ledemaat hier aan die kant wat nie effektief kan wees as daar dan net een liggaam is. Baie mooi gesê. So daar's 'n liggaam van Christus en ek het 'n obligasie, dis 'n baie lelike anglisisme, Ons aanspreeklikheid verstaan jou wat jy sê. teenoor die liggaam van Christus om myself as funksie, as ledemaat in daai liggaam te bring en opgevoed te word om my funksie akkuraat. My ledemaat moet geoefen word om akkuraat ledemaat hier te wees. Ek kan nie hier leef nie. Dis die een ding wat ek wil sê. Tweede ding wat ek wil sê is, geloof is op hierdie stadium, en ek sê dit op hierdie stadium, want ek glo God is besig om 'n werk te doen, al gaan dit lank vat. Ja, na 'n plek. Geloof is verdeel. Dis nie daai kerk se geloof en daai kerk se geloof en daai kerk.
Dit is nie veronderstel om so te wees nie. Geloof is God se saak. Ja. So ons moet almal by een geloof uitkom. Efesiërs 4 sê dit baie mooi. Ons moet uitkom by die saak van een God en een geloof. Sodat God in almal, deur almal, oor almal kan wees. So ons moet daarby uitkom. En die manier dan wat God dit doen is, God wek 'n man op as 'n vader om namens hom seuns op te rig. Die beginsel daarvan lê in Galasiërs 4 vers 1 en 2. Ja. Die erfgenaam solank hy 'n kind bly, verskil niks van dit wat 'n slaaf is nie. Al is die erfgenaam heer van alles. Ja. Hy kan nie by sy heerskap uitkom as hy 'n kind bly nie. Dan sê vers 2, hy het 'n vader en 'n voog nodig om hom te vorm, Ja. om hom op te rig. Baie belangrik. En ons het weer akkurate vaderskap in die kerk nodig. Ongelukkig, en ek gaan hierdie nou sê vir wat dit is, het ons in godsdiens ongelukkig ook onbetroubare vaders, wat eintlik nie vaders is nie, wat eintlik in dit is vir hulle self in baie gevalle. In ander gevalle, vandag, jy weet die hartseer is, jy het vandag nie eers 'n roeping van God nodig om 'n predikant te kan wees nie. Akademiese kwalifikasie is eenvoudig. So, jy kan vandag in jou siel hier so seer wees en so stikkend wees, maar jy kan 'n predikant word. En dan sien ons in hierdie weird gevalle, ons sien al hierdie vreemde figure wat predikante word. Ek kyk nou die dag na drag queens wat predikante is. En sulke goeters. Weet nie, is dit die regte woord nie? Ja. Maar daai soort van name, daai snaak. Elke liewe persoon kan nou 'n predikant. Daar's die regte woord. Dankie. Kan nou 'n predikant word. Tot Elvis kan jy trou. As jy sou wou. So die punt wat ek wil maak is, iewerster moet God weer vaderskap in hierdie aarde oprig. Ja. En dan moet ons gaan gee vir daai werk. Ja. En hoe weet ek wat is akkurate vaderskap? Daai persoon wat sy hele hart en passie net oor een ding gaan, en dit is wat is die wil van God, om hemel en aarde te belyn. Dit is die akkurate. Jy weet, Jake, in 'n neutedop, ek was baie soekend vir waarheid in my lewe. Dis mense wat my ken oor jare, dis hoe ek groot geword het. En vir 13 jaar in die kerk, toe vir 13 jaar buitekant, bedoelende buitekant denominasie. Interdenominasie. Ja, oor kerkgrense heen, die voorreg gehad om te bedien, omdat ek 'n passie gehad het om mense te help, want ek het op die kampe waar ek bedien het gesien, die lidmate van allerlei kerke kom kampe toe, want hulle kry nie gehelpe, hulle te soek. Daar's vrae. Daar's soeke na meer. En dit het gemaak dat, jy weet, in my lewe ook, laat ek net al hoe meer begin soek het na, wat is akkuraatheid, wat's waarheid? En die dag toe die Here vir my kom laat verstaan het, waarmee God besig is, en die Here Zandrey aangewys het, en ek wil dit sê vanaand, toe God Zandrey uitverkies het, as 'n vader van hierdie openbaring van Christus. Ek dink die grootste openbaring sedert Jesus Christus homself op hierdie aarde. Laat ons kan verstaan die werk van die kruis, van dit wat God nou moontlik gemaak het met Christus in ons en ons in Christus, sodat ons kan antwoord op God se begeerte. Eers toe ek hierdie boodskap begin hoor, toe verlaat ek als. Toe sit ek als agter my. Ek het my erde, my waterkanne gaan los. En ek het gaan volg. Want vir my was dit belangrik, iewerster moet ons by waarheid uitkom. En iewerster wil ek deel wees van 'n werk wat waarheid bou. En daarin sê ek nie ander het nie ook waarheid nie. Wat is waarheid vir my? Waarheid vir my is, hoe meer ek kan verstaan wat my God se hart is, en sy begeertes is, en hoe hy dit wil oopsluit in my en deur my, en dit my oprig na meer as wat ek gedink het ek is. My verstaan van my verwantskap, in vanaand se gesprek, my verstaan van my verhouding en my harde werk daaraan, sodat ek kan begin in plek skuif met dit wat God in my tyd wil doen, sodat ons vir generasies om te kom, fondasie kan neerlê en kan bou en kan bou en kan bou, totdat God 'n huis het in hierdie aarde wat staan, waarvandaan hy heers en regeer. Een geloof, een huis, een liggaam,
Ja. Ek dink dis waarmee God besig is in ons tyd. So belangrik. Neil sê dit nou so mooi, maar ek dink ons is verkeerd geleer ook oor aangestelde manne en vroue van God, en dan want eintlik wanneer God iets aanstel, bring hy 'n boodskap. So God stel nooit 'n man of 'n vrou of 'n werk aan dat dit oor mense moet wees nie. God stel 'n werk aan om 'n werk te govern. Ja. Te govern, dit bring vaderskap, dit bring vaderskap of leermeesterskap, en dan bring dit disippelskap, sodat daar bemeestering kan kom van 'n woord. So en dis wat God aanstel. As God 'n werk aanstel, dan bring dit altyd 'n woord en 'n werke. Ja. En ek dink ons leef in 'n baie spesifieke tyd, 2000 jaar na die kruis, ons leef in die 3000ste jaar, of dan nou volgens 'n dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag, ons leef in die 3de dag, en dan van die begin van Adam af 6000 jaar, ons leef ook in die 7000ste jaar, ons leef in die 7de dag. Ja. So ons leef in die 7de dag van die skepping af, en die 3de dag na die kruis, dis baie spesifieke dae, en God het Suid-Afrika gekies, dat 'n werk eerste dag geopenbaar sal word. So, wanneer hierdie werk geopenbaar word, is daar 'n woord wat kom, wat God aangestel het. Ja. So, God kies dalk 'n man, of 'n vrou, of 'n werk, hy stel 'n werk aan, dan bring dit 'n woord, en die opvoeding van daai woord bring 'n werke. Ja. Dit sê, en ons leef in die tyd waar God vaderskap weer herstel om seunskap te openbaar, sodat die werk wat God in die kruis wil openbaar in hierdie tyd vanuit Suid-Afrika oor die wêreld kan gaan. Want ons wil mos nie uit ou verwysings uit vader en seun verhoudings hê. Nee. Ons wil dit akkuraat hê. So God moet weer vaderskap aanstel, Yes. en dan moet ons onsself gee vir daai werk, want Dis ons glo in hierdie werk van Jesus Christus, en dan leer ons weer akkurate verhouding, sodat ons uit die einde van die dag weer verhouding met God akkuraat. Ons maak partykeer 'n aangestelde werk lelik, want ons is gewoond aan one-man shows, Ja. en dit tower oor mense, en dit word aanbid, en dit word op die hande gedra. Maar wat dit eintlik is 'n leermeesterskap waaraan disippelskap kom vasmaak, sodat disippels, wanneer hulle geleer is deur hierdie woord, kan wees soos 'n vaderskap, en dit vermenigvuldig, dit word 'n werk, sodat it can be not more or less, but exactly like. Exactly the En dis eintlik waarmee God, dis eintlik wat Paulus ons het dieselfde probeer, gesê. dis eintlik wat jy probeer sê oor hoekom jy hierso is. Want jy het dit hier gevind, en ek dink dit is belangrik om dit so te sê. As jy vir iemand sê God stel 'n man aan en hy bring 'n woord, onmiddellik het ons hierdie prentjie van one man shows, een ou is bo, almal buig voor so 'n persoon, en dis absoluut, dis absurd. Ewen in dit is ons weer eens verleer. Ons het verleer wat ware aanstelling is. Ware aanstelling bring 'n woord, die geloof in daai woord en die disippelskap in daai woord herstel weer 'n werke, en dit raak vrugbaar en vermenigvuldig in baie mense. Dis wat dit moet wees. En die effek van dit herstel binne in huise, dit herstel weer binne in skole En verhoudings en everywhere. Presies. Want dis een ding wat vloei. Ja. Gesag maak gesag. Dit maak gesag. It creates, as iets wat aangestel is deur God, maak weer iets wat aangestel is deur God, maak weer iets wat aangestel is deur God, maak weer iets wat aangestel is deur God. En ek dink, want dit word alles deur een werk opgerig. Ek wil net dit getuig, ek wil dit net sê, ek kom uit kerk uit. Groot geword in die kerk, onder die kerkbanke. So, ek het in my lewe gesien hoe lelik dit is wanneer ons hierdie woord gebruik, one man show, wanneer dit by predikers begin gaan oor my, of wie is die grootste, of wie is die belangrikste, of I'm the man of power for the hour, die lelik van dit, en hoe dit komplotte kon maak, met stemmerye by verkiesings van vergaderings, om trustees te kies, en wie is die volgende president van die kerk, en ek het maar goed groot geword, dit is, kan lank al praat, dit is nie 'n mooi gesprek nie, teenoor iemand, 'n vader, wat seuns wil groot maak, om soos hy en selfs groter as hy te wees. Is dit nie die hart van 'n pa, dat, yes man, hey, my seun moet my gelyke kan wees, my seun moet amper 'n groter werk in hierdie aarde kan doen as ek, 'n papa, na die vlees. En as dit nie die hart is van 'n man van God nie, so ek besig om my beeld en my gelykenis te bou, en nie God se nie.
En dis wat ek in hierdie huis, hier by CHM kom leer het, by Zandrey. Sy hart is nie om 'n one-man show te wees nie. It's not to lord over people. Sy hart is om in seunskap te belê en vir jou te laat verstaan, hey, jy kan soos God wees. Want dit is wat God moontlik gemaak het in die Here Jesus Christus. En dan al die dieptes van daai waarheid in ons oopsluit wat ons soontoe volg. Ek wil dalk net ietsie sê. Alles wat nou Niels gesê het is waar, maar nie buite die seisoen van God nie. So die seisoen uit die hemel uit word gewoonlik deur 'n aangestelde persoon as 'n woord bedien, sodat die hemel in daai mense wat dan die woord ontvang en groei ingebou kan word, sodat die aarde onder die hemel kan align. Ja. So ek wil nie hê dat CHM moet ooit voorgestel word as 'n plek waar mense kan kom en hulle ontvang sodat hulle weer die begeertes van hulle harte en al die drome van wat hulle nie gedroom het nie kan uitleef nie. Dis glad nie dit nie. Hierso by CHM wil ons mense groot maak om in hierdie tyd van die Kairos die Kronos werk hier in die aarde te kan opstaan en dit te kan openbaar. Dis wat jy hier gaan kry. Is jy gaan jouself as 'n seun van God oprig om in hierdie tyd van hierdie 3de dag of hierdie 7de dag onder hierdie Kairos werk uit die hemel uit in hierdie Kronos in die aarde te kan opstaan sodat die hemel en die aarde weer kan align. Dis eintlik waaroor ek glo aangestelde gesag gaan, want die aarde se aanstelling bly altyd ambassadeurskap van 'n hemelse hoofkantoor. Altyd. Dit kan nooit buite daai seisoen uit te laai nie. En ek dink party mense het hulle aangesteldheid gebruik om vir mense dinge te beloof buite die seisoene, wat dan natuurlik die nommers trek en die begeertes trek. Maar hier by CHM, as jy opgerig word as 'n seun van God, is dit sodat jy kan geonderwerp wees in die aarde aan wat in die hemel aangaan, sodat die hemel en die aarde align kan word, in sinkronisasie kan belyn. Ja. Ek dink as 'n mense ingesteldheid oor die algemeen kan wees, Here, as ek moet volg, wys my wie u kies om wat ek moet volg. Baie mooi. Want wat jy volg is wat jy gaan word. Exactly. Baie mooi. Baie mooi. Kom ons kies wat God kies. Daar's hy. En volg dit. Ja. Maar ons kies nie en volg whatever ons kies nie. Ja. Ek dink dit is die beginsel wat ons moet leer, want wedergeboorte is nie vir ons nie, is vir God. Ja. En God wil ons sekere goeders leer en dan kies hy sekere mense om dit vir ons te wys. En te bou en te dan leer. volg ons dit. Daar's hy, baie mooi. En as ons dit net vasmaak ook as 'n eerste beginsel. God het Dawid gekies. En Dawid het 'n werk gedoen onder sy mense. Jesus was gekies gewees om daai werk te doen. Paulus was gekies, Petrus was gekies vir 'n werk. Korrek. En dis waar die Bybel geskryf is. Moses was gekies gewees vir 'n werk. Baie ouens was rondom hulle, het ook gepreek en bedien, maar daar was 'n werk aangestel om wat in die hemel gebeur in daai tyd, in die aarde te preek, te bedien, en dan het dit 'n verantwoordelikheid om dit te kultiveer en groot te maak, sodat die aarde al hoe meer onder die hemele kan inskuif. En ek dink dit is belangrik dat hou dit, want ons baie preke daar buite, Jake, en dit gaan en dit bedien baie mense op baie vlak afhangende van wat jou behoefte. Maar die groot vraag is, en jy het dit mooi gesê, wat is God se behoefte? Kom ons gaan soontoe waar God aangestel het, sodat die behoefte van God in ons en deur ons aangespreek word. En dis die grootste bewys dat ons submit onder God. Daar's en dat daar 'n verhouding is. Dan sal ons nou verhouding. Mooi verhouding. Okay, Here, ek sien, ek is die seun, u is die Vader. Ek verstaan dit. Baie mooi. Baie mooi. Ja, baie mooi gesê. Baie dankie vir 'n ongelooflike lekker gesprek vanaand. En ek sien uit na ons volgende sessie. Niels sal vir ons afsluit, dan gaan ek. Ja, voorreg, dankie Jake. Vader, dankie. Dankie dat ons vanaand net 'n oomblik aan kom stil staan by verwantskap en verhouding. En om uiteindelik uit te kan kom by die begeerte in u hart. Ag Here, as ons net dit vir ons kan uitklaar vanaand. Net hierdie eerste ding aangaande Christus. En ons kan vanuit ons verskriklike dankbaarheid vir die werk van God deur Jesus Christus, wat ons na die Gees wedergeboorte kom skenk, sodat ons kinders van God genoem kan word. En dan vanuit daai verwantskap kan groei in ons verhouding, sodat ons seuns van God kan word. En nie net kinders bly nie, maar volgens Galasiërs 4 kan opgroei, dat ons kan heeres word van dit wat ons geërf het.
sodat ons die heerskappy en die autoriteit van God in hierdie aarde kan word, sodat ons vir God weer 'n regterhand werk in hierdie aarde kan kom doen, sodat dinge weer kan wees soos in die hemel, net so ook op die aarde, soos ons ouer broer Jesus Christus ons geleer het om te bid. Dat die koninkryk kom, sodat u wil in hierdie aarde kan geskied. Dankie vir vanaand se gesprek. Ek wil regtig bid, Here, dat u die naprediker sal wees deur die Gees, sodat ons regtig die diepte van hierdie woord sal bepeins en sal bedink, en laat ons sal aanhou bou en werk aan ons verhouding en verstaan dat wedergeboorte gaan nie oor my nie. Dit gaan ook nie oor my eindbestemming nie. Dit gaan oor my doel. God se doel met my lewe. En al hoe ek daai doel kan verstaan, is my verhouding met God. En hoe meer ek in my verhouding groei, hoe meer laat hy aan my, maak hy aan my bekend, sodat ek kan groei van heerlikheid na volheid toe. Dankie vir die groot barmhartigheid. En dankie vir die genade wat ons konstant oprig. Is vir ons 'n goeie God en Vader, en ons het U baie lief, Here. Amen. Amen. Dankie dat julle saam geluister het. Jy kan ons kontak op infocus@cmcollective.org. En as jy hierdie gesprek geniet het, share dit met jou vriende en druk die subscribe knopjie as jy meer wil hoor. Die tyd is nou. Kom ons trek die skale reg.